Hi girlies, dis juffrou Megan. Ons gaan deur die leerpapier vir kwartaal 2 van haarkappery. Okay, so jou toets tel uit 65 punte en jy het 'n uur om hom te skryf. Okay, onthou hierdie kwartaal het ons omtrent net perm gedoen. So hoe meer jy van perm weet en verstaan, gaan jy regtig help in hierdie vraestel. Okay, so 'n permanente golf of 'n perm, ook bekend as 'n perm, is 'n chemiese haarbehandeling wat gebruik kan word om krul en volume by jou hare te voeg. Elke perm het 2 dele. Draai hare om permstafies en pas 'n chemiese behandeling toe. Die proses kan 'n paar uur neem, maar die resultaat is die moeite werd. Okay, so basiese goedjies wat jy nodig het: handdoeke, mantel, voorskoot, stertkam. Dan het jy permstafies nodig. Die hang af met die krulletjie wat jy wil hê. Permstokkies, eind of puntpapiertjies. Jy het 'n nek drip bak nodig. Haarkappie, permmiddel en neutraliseerder, watte, verdelingsknippies en dan shampoo, opknapper en behandeling. Okay, so nommer 1, beskerm die kliënt. So die kliënt sal 'n toga aan hê. Jy kan beskermingsroom aansit wat jy om die gesig aansit en op die ore, dat die persoon dalk nie brand nie, en jy beskerm jouself ook. Tipes perm. So 'n vaste golf of 'n permmiddel word in 2 groepe verdeel, naamlik 'n suur en 'n alkalisiese perm. So as jy nou mooi kyk, is dit jou pH skaal hierso. Okay. Alkalisiese vaste golwing behels chemiese swelling van die cuticula om 'n reduseermiddel toe te laat wat die disulfietbindings wat die hare vashou sal breek, sodat die hare sal golf of krul. Nie soos dit normaalweg doen nie, maar soos die haarkapper wil. Dit is duidelik dat die reduseermiddel slegs die disulfietbindings kan bereik as dit die cuticula laag van die hare kan binnendring. Alkalisiese vaste golwing gebaseer op chemikalieë genaamd ammonium thioglycolate. Ekskuus, juffrou kan dit ook omtrent nie ordentlik sê nie. Is sout van thioglycolsuur en ammoniumhidroksied. Dis 'n relatiewe veilige verbinding en word beheer sodat dit 'n langdurige golf in die hare produseer. Alkali perms maak die cutica skibbietjies van die hare oop en verhoog die porositeit daarvan. Die probleem is dat die sterk alkali 'n skadelike effek op die hare het en dit in 'n delikate toestand laat. Hierdie tipe perm is die algemeenste beskikbaar en die eenvoudigste om te gebruik met toediening vir alle haartipes en die meeste toestande. Hierdie oplossing is geneig om 'n pH van ongeveer 9,5 te hê. So dis 'n sterk alkali wat die hare sal swel. Hulle verminder die natuurlike vogvlakke binne die hare en is dus beter op normaal tot olierige hare. Dan 'n suur vaste golfmiddel. 'n suur permanente golfmiddel is sagter op die hare. Dit kan dus gebruik word op hare wat deur vorige chemiese prosesse beskadig is of hare wat baie poreus is. Dit stel ons in staat om die hare in die suurreeks teen 'n pH van 6.6 tot 7 vas te golf. 'n Suurperm is sagter op die hare. Dit kan dus gebruik word op hare wat deur vorige chemiese prosesse of hare wat baie beskadig is of hare wat baie poreus is. Dit bied alternatiewe vir perm wanneer die hare besonder delikaat is en hoër vogvlakke moet behou of sagter bewegings nodig het. Hulle het laer pH-waardes by ongeveer 6 tot 7. Na ontleding van die hare is daar verskillende sterktes permmiddels. So 'n vaste golfmiddel vir gekleurde hare, vir normale hare of vir weerstandige hare, hare wat nie vinnig wil krul nie. pH-skaal. Die vel en kopvelprodukte het 'n pH vlak. Hare en vel se pH is 4,5 tot 5,5. pH wys vir ons hoe suur of hoe alkalies iets is. Die pH-skaal is van 0 tot 14. Die middelnommer 7 is neutraal en suiwer water is neutraal. As 'n produk pH nommer minder as 7 het,
is dit 'n suur, en as 'n produk 'n pH-nommer meer as 7 het, is dit alkalies. So julle ken nou al hierdie sketsie, hierdie grafiekie van ons. So 'n alkaliese oplossing maak die hare sag en swel die hare, en 'n suuroplossing trek die hare na mekaar en maak die hare hard. Okay, so hierso lê jou hare. So 'n perm is omtrent daar, 'n relaxer is baie sterk op die hare, 'n verslapper, bleikmiddel, bleach, en tot kleur is daarso. Okay, onthou neutraal, 7 suiwer water is in die middel. Okay, dan ook, onthou ons gebruik altyd hierdie sketsie ook, so hy is nog steeds suur van 0 tot 6, en hierso van 8 tot 14 is alkalies, en daarso is jou suiwer water 7 in die middel. Okay, so as ek vir jou vra in die eksamen, wat is die pH waarde van 'n tamatie, gaan jy sê, die pH waarde is 4. Dan gaan ek vra, sê vir my, is hy suur, neutraal of alkalies? Seep, dan gaan jy moet gaan kyk. Seep is hierso, hy is by 12 en hy is dan alkalies. Okay, berei die hare voor vir perm en neutraliseer. Nommer 1, jy kyk wat die kliënt se behoeftes is. Wat wil hulle hê moet gebeur? Moet dit klein krulle wees, moet dit groot krulle wees, moet al die hare geperm wees, moet net party geperm wees. Dan doen jy 'n kopvel analise. Die eerste ding wat jy moet doen, wanneer jy 'n perm vir 'n kliënt oorweeg, is om seker te maak dat jy die fisiese eienskappe van die hare akkuraat beoordeel het. En dit is tekstuur. Jy moet altyd gaan kyk hoe dun of dik die hare is. Dan gaan kyk jy die elastisiteit. Onthou, elastisiteit is die vermoë van hare om te trek en terug te gaan na sy oorspronklike lengte. Onthou, hare wat nat is, trek baie meer as hare wat droog is. En dan porositeit, die vermoë van hare om vog te absorbeer en dit daar binne te hou. Die struktuur van die hare. So eers het jy die cuticle laagie, dis die buitenste deel van die hare en dit lyk soos klein skibbietjies. Dan het jy die cortex, is die grootste laag en alle chemiese dienste vind in hierdie laag plaas. So die cortex is daai groot laag in die middel, so as jy kleur of perm of bleach of relax, wil ons hê daai deel binne moet perfect wees, moet gesond wees om te kan werk. En dan die medulla is die binneste laagie van die hare. Okay, julle almal onthou nou al weer hierdie prentjie. Okay, so ons kyk net gou hierso na die verskillende tipes maniere hoe jy die hare kan perm. Ek wil net graag hê jy moet op 'n manier vir jouself onthou dat die verskillende maniere hoe jy dit indraai is hoe die hare gaan uitkom aan die ou einde. Okay, so jy het eers die enkel halo. So jy onthou jy rol hom van die een kant van die oorsemma tot aan die ander kant. Onthou 'n halo is soos daai wat die engeltjies bo hulle koppe het. Dan het jy 'n dubbel halo wat 2 stukkies is. Dan het jy reguit terug of die 9 section soos wat ons dit ken. Hierdie is maar die een wat ons altyd gebruik, hierdie 2. Die bricklei of die baksteen en die 9 section. Okay, so die 9 section onthou is van voor na agter en dan kant. Okay. So maar as jy eintlik gaan kyk, word die hare in 9 stukkies gedeel. Dan die baksteen lê, is wat jy soos 'n baksteen, eenetjie en dan 2tjies bo op. Eenetjie weer, 2tjies bo op. Dan 'n vallende kroon is, onthou, hierso is jou kroon deel nou, waar jy 'n kroontjie sal opsit soos 'n prinsesie. So die vallende kroon is, jy sit dit net onder, so daai hele deel daarbo word nie gepim nie, net die onderdeel. Dan 'n spiral perm of 'n spirale perm, draai jy die permstafies in 'n spiraal maniertjie, en hy maak 'n baie mooi krulletjie wat meer val. Gestapelde perm is as ek permstafies vat en ek stapel hulle so op mekaar, van onder wat hy omtrent tot teen die kop is,
bo is daar's baie hare wat daar oorbly. Okay. Slegs die middel en punte van die hare word gekrul. Dit gee krul en volume terwyl die hare steeds natuurlik voorkom. So dis nie krulle die hele kop vol nie. Dan 'n gedeeltelike perm is jy kies 'n deel van die hare waarop jy gaan fokus en jy perm net daai deel. Volume perm is as jy groot rollers gebruik en hy maak 'n baie los krul, maar hy gee volume aan jou hare. Hy laat jou hare meer puffy lyk. Dan kry jy verskeie tekstuur perm, so in plaas van laat jy al die perm rollertjies dieselfde grootte is, vat jy sê maar 'n kleintjie en 'n groot en 'n medium en 'n ekstra groot en jy sit almal in en dit skep 'n natuurlike voorkoms. Dan onthou jy kan 'n reguit perm doen, so in plaas van dat jy die hare indraai en jy sit die perm lotion en die neutralisering en alles op, kom jy nou die hare reguit, dan spoel jy dit af en jy sit weer die neutralizer op en jy kan dit weer reguit en jy spoel dit af. So daar's geen rollertjies betrokke nie. Dan kry jy 'n wortelperm, onthou waar jy net die wortels van jou hare perm, jy perm glad nie die punte nie. Piggyback, onthou piggyback is soos as jy 'n maatjie ABBA, daar's 2 perm rollertjies en eenetjie wat bo op die ander 2 lê. Helikopter perm, jy vat 'n set rollertjie, jy sit die set roller in en dan slegs die hare wat bo die set roller uitkom word dan geperm. Dan kry jy spirale perm. Hierdie spiraalperm omhulsel word op lang stokkies uitgevoer met die haarsegment teen 'n hoek met die staaf toegedraai, sodat jy 'n egalige dikte skep soos die hare opgerol word. Okay, verdeling is verskriklik belangrik, oudjies. Eerstens moet die hare in werkbare stukkies verdeel word. Dit maak die hare netjieser, maklik om te beheer en dit lyk professioneel. Verdeling wat goed gedoen word, sorg daarvoor dat die res van die proses maklik en vinnig gedoen word. Okay, nou hierdie bladsy is ook baie belangrik. So ek sal vir jou vra in die eksamen, verduidelik vir my hoe 'n perm werk. Okay, so jy hoef glad nie disulfiet en al daai verskriklike groot woorde te gebruik nie. Wat ek wil hê is, jy vat die hare, jy draai die hare op en jy maak die hare sag met perm. Okay, so jy het nou klaar jou hare gewas, jy draai dit op in die perm roller en nou is jou hare sag en reg. Nou sit jy perm lotion bo-op. So perm lotion breek al daai klein miljoene, triljoene bindingkies binne jou hare. So jou hare is nou baie fragile. Dan maak jy seker jy spoel al daai perm lotion. Onthou ons spoel van 7 tot 10 minute. So jy spoel al daai perm lotion uit. Dan is hy nou gemold. Hy is baie fragile, hy kan enige oomblik breek, maar hy lê om daai perm rollertjie. En dan kom jy met neutralizer. Neutralizer, omdat hy nou om die perm rollertjie is, gaan neutralizer en hy vat al die triljoene klein bindingkies en hy maak hulle weer vas. Okay, so hy giet hulle, hy maak hulle almal weer vas, maar nou maak hy hulle almal vas in 'n ronde draadjie soos wat hy om die perm rollertjie is. Okay, so hy was eers reguit, hy's ingedraai en hy's vas ingedraai. So as jy daai perm roller uithaal, is jou hare in 'n krulletjie. Dan permmiddel kan toegedien word voor die indraai, mens noem dit vooraf natmaking, of wanneer die indraai klaar is, na demping. Vooraf natmaking is dikwels op lang hare, maak seker dat die oplossing ewenredig deur die haarlengte dring. Tydens vooraf natmaking moet jy vinnig werk om te verhoed dat die hare te veel verwerk word. Okay, so ons gebruik die na een, so jy draai hulle in en dan sit jy eers alles op. Wend perm lotion goed aan op alle rollers, sodra die indraai proses voltooi is. Okay, so jy het nou die hare klaar ingedraai en voordat jy die perm rollers op die
permmiddel op die roller sit, dan vat jy 'n stukkie watte, daai lang watte, en jy sit dit om die haarlyn om te verhoed dat die permmiddel op die vel of in die persoon se oë kom. Begin om die oplossing op die rollers in die nek en rondom aan te wend en verseker dat die middel op al die rollers toegedien is. Dit is baie belangrik, jy staan daar rollertjie vir rollertjie en jy sit dit aan totdat dit, onthou as jy dink jy sit dit nou oral aan, maar dit lê eintlik net bo op die boonste haartjies. So jy moet dit lekker nat maak, laat daai hare binne die roller ook nat is. Maak seker dat elke afdeling heeltemal klam is en dan die klammigheid eweredig is. Probeer om te verhoed dat die permmiddel op die kopvel kom. Sodra die middel toegedien is, plaas 'n kappie versigtig oor die rollers en stel die tydhouer vir die verwerkingsprosedure in. Onderliggende hare is dikwels meer bestand teen perm, byvoorbeeld in die nek. Daarom kan jy eers permmiddel op daardie areas smeer. Hou die middel weg van die kopvel, wend dit aan die haargedeeltes ongeveer 12 mm van die wortels af. Dien tydens na natmaking 'n klein hoeveelheid van die permmiddel op elke staaf toe. Moenie oorversadig nie, moenie laat daar super baie perm lotion op is nie, aangesien die middel op die kopvel sal vloei en op die kliënt kan drup. Dit kan irritasie of brand op die kopvel of vel veroorsaak. Dis beter om die middel weer aan te wend sodra die eerste aanwending in die hare begin absorbeer het. Moet nie oorlaai nie en wend die middel rustig aan. As jy die vel spat of dit spat, spoel dit vinnig weg met water. Dan die verwerkingstyd. Verwerking begin sodra die permmiddel in kontak is met die hare. Die tyd wat nodig is vir verwerking is van kritieke belang. Okay, so elke permplek het hulle eie vervaardigers instruksies. So vir elke perm is al ander tyd, ander afspoeltyd, ander alles. Nou jou verwerkingstyd word beïnvloed deur die haartekstuur en die toestand van die hare, die salontemperatuur of as jy hitte gebruik. Die grootte en die aantal krullers wat gebruik word en die tipe indraai wat gebruik word. Die perm moet tydens ontwikkeling nagegaan word sodat oorverwerking vermy word. So eers kyk jy haartekstuur en toestand. Fyn hare verwerk vinniger as dik hare en droë hare meer as vetterige hare. Hare wat voorheen verwerk is, sal vinniger perm as virgin hare wat nog nooit geperm is nie. Dan temperatuur, 'n warme salon verkort die verwerkingstyd. In 'n koue salon sal dit langer neem, selfs 'n ligte briesie sal die tyd wat benodig word beïnvloed. En rollers, verwerking sal vinniger wees met baie klein gedeeltes en 'n klein roller as met groot gedeeltes op groot rollers. Indraai, die tipe indraai wat gebruik word en die spanning wat toegepas word, hoe styf jy trek, kan ook die verwerkingstyd beïnvloed. Hare wat stewig ingedraai is, verwerk vinniger as hare wat slap ingedraai word. In werklikheid, as die indraai te slap is, sal dit glad nie verwerk nie, dit sal nie perm nie. Hare wat te styf ingedraai is, kan naby die kopvel breek. Dan onthou, doen jy ontwikkelingstoetskrul. Jy onthou, die toetskrul is, die perm lotion is aan en na 'n paar minute gaan kyk jy draai jou permstoffie 1 tot 1,5 keer uit. Jy druk hom bietjie terug en jy kyk dat hy so essie maak. Dan sien jy, okay, hy is reg. Dan stel jy 'n tydhouer of 'n wekkertjie en daar sê dit weer, verwerking moet streng volgens die instruksies van die vervaardiger gedoen word. Hulle het die produk geformuleer en weet presies hoe hulle bedoel dit moet werk. Wanneer die vervaardiging nie 'n verwerkingstyd spesifiseer nie, is dit raadsaam om die hoeveelheid krul in die hare na 2 tot 5 minute na te gaan om te beoordeel hoe lank die verwerkingstyd moet wees. Okay, so daarso het ons weer gesê oor die toetskrul, jy moet 'n definitiewe S sien as jy daai rollertjie uitdraai.
Dan spoel jy die rollers wanneer die krul gevat het. Sodra die proses voltooi is, moet die hare deeglik gespoel word met die rollers nog in. 'n Kragtige straal water moet nie gebruik word nie, so jy moet 'n sagte sproei. Per ten minste 5 tot 15 minute, hang af wat die mense sê. Dan plaas 'n handdoek oor die rollers en druk die hare droog met 'n handdoek. So jy wil net daai water wat bietjie te veel is, wil jy wegvat. Dan wend neutraliseerder aan volgens die vervaardiger se instruksies. Let daarop dat die handelsmerk en neutralisator moet ooreenstem met die handelsmerk Permiddle. So dit beteken jy moet dieselfde brand gebruik. Selfde perm lotion, selfde neutralizer. Die vervaardiger het dit geformuleer vir saamgebruik. Dan sit jy neutralizer op die rollers, in die nek, oral, en jy maak seker dat elke roller genoeg neutraliseerder op het. Dit kan met 'n spons of met 'n botteltjie opgesit word. Dan weer stel jy 'n tydhouer vir die prosesseertyd. Laat die neutraliseerder aan vir die tyd wat deur die vervaardiger aanbeveel word. Verwyder dan die rollers versigtig om enige rek van die hare uit te skakel. Wend neutraliseerder weer aan die punte van die hare aan en laat staan vir die tyd. Dan spoel jy dit goed uit. Sodra die neutralizer se tyd verby is dit belangrik om die hare onmiddellik en baie deeglik uit te spoel. Die water moet nie te warm wees nie en die straal moet ook nie te sterk wees nie, want dit kan maak dat die krul weer ontspan, dat hy weer reguit word. Verwyder die rollers baie versigtig en moenie te styf trek nie. Okay. So die suksesvolle uitkoms van 'n perm is afhanklik van die korrekte verwerking en die manier waarop die hare herbalanseer word tydens die aksie van neutralisering. Neutralisering is die proses om die krul of beweging in die hare vas te maak, terwyl die hare se chemiese toestand weer balanseer word. Herbalanseer die pH-waarde van die hare is noodsaaklik om hare in 'n goeie toestand te hou. As die hare nie herbalanseer is nie, sal die hare droog, poreus wees en die perm sal baie moeilik wees om daarna te bestuur. Wat die neutralisering doen. Permiddel werk op die keratin in die hare. Die sterkste binding tussen die polipeptiede is die disulfiedbrug. Permiddel breek sommige hiervan sodat die keratin 'n nuwe vorm aanneem. Dit is hoe nuwe krulle kan vorm. Wat neutralisering doen, is om nuwe disulfiedbrug te maak. As jy nie die hare geneutraliseer het nie, sou dit swak wees en waarskynlik breek, en die nuwe krulle sal gou uitval. Dan die keuse van 'n neutraliseerder. Vervaardigers van permiddels produseer gewoonlik bypassende neutraliseerders. So wat ek nou gesê het, as jy van hierdie maak dit het, dan koop jy die neutraliseerder en die perm lotion saam, want hulle moet saamwerk. Okay, voorsorgmaatreëls wanneer geperm word. Moenie 'n perm doen as die kopvel 'n uitslag of 'n sny het nie. Voltooi die draai tot aan die einde van die haarstring om vishoeke te vermy. Moenie hare styf op die kopvel draai nie, dit sal of ontsteking of swelling veroorsaak. Moenie die hare oorverwerk nie, dit sal skade aan die hare veroorsaak. Beskerm altyd die kliënt se gesig en oë. Okay, nou hierdie is moontlike probleme en dan die moontlike oorsaak van die probleem. So as jou perm te stadig is om te produseer, daar kan regtig altyd ietsie fout gaan, ouetjies, snaakse medisyne wat jy gedrink, of as jy op 'n snaakse dieet is, of as jy 'n siekte het, daar is regtig soveel goedjies wat kan fout gaan met 'n perm. Okay, so jou perm wil nie proses nie, hy wil nie werk nie. Dit kan wees hy's te los ingedraai, jy het te groot permstaffies in, of jy het te min in, jy het die verkeerde permmiddel gebruik, of jy het te groot basis, jou blokkie onder op die kop is te groot vir die permstokkie wat jy in het, of dis te koud in die salon. Dan kan jou kopvel rooi wees, sere wees, sensitief wees, of gebreekte vel of seertjies het.
Dan, dit kon wees dat jy te styf opgedraai het, die watte het te veel perm lotion op en nou lê dit op jou kop en nou begin dit brand. Jy het te styf ingedraai of ja, daar's te veel perm middel aangesit. Dan kan dit wees reguit stukkies hare of die puntjies is reguit. So jou basisse was dalk te groot gewees. Jy het dalk sections hare gemis of daar's te min perm stafies gebruik. Vishoeke is as die haarpunte nie eweredig ingedraai is nie. Die punte is gebondel in jou papiertjie, in jou endpapiertjie. Die hare is nie eweredig versprei wanneer die endpapiertjie gebruik word nie, of die draaihulpmiddels is nie korrek gebruik nie. Dan die hare het afgebreek. Dit kan wees dat die hare te styf ingedraai is. Die rekkie is te styf. Oor verwerking of daar's chemikalie op die hare wat met die middel reageer. Dan reguit hare kan wees daar's verkeerde middel gebruik. Jy het per ongeluk eers in die neutralizer opgesit voordat jy die perm lotion opgesit het. Jy het te min tyd gegee vir dit om te werk. Die stafies is te groot vir die hare. Verkeerde neutraliseerder of verkeerd die hare shampoo. As jy hare frizzy het, is die permmiddel dalk te sterk gewees, die hare was dalk te sterk ingedraai of te styf ingedraai en dit kan dalk wees dat dit oorverwerk is, dit is dalk te lank ingelos. Dan kan daar reguit sections wees in die nek en by die kante. Groot probleem kan daar wees dat die stafies te groot was en dat jy die roller verkeerd ingesit het of teen 'n verkeerde hoek. Ok, so hier is eenheid 4, nasorg. En dit is moets en moenies van higiëne en veiligheid. Moets. Ondersoek die kopvel voor 'n perm. Analiseer die toestand, die tekstuur, elastisiteit en porositeit van die hare voordat besluit word oor die middelsterkte wat benodig word. Neem 'n toetskrul onmiddellik na voltooiing van die indraai en met gereelde tussenproses daarna. Spoel die hare deeglik uit voor jy dit neutraliseer. Dab die krulle versigtig met 'n handdoek om oortollige vocht te verwyder. Dan neutraliseer jy deeglik. Beskerm klere van die kliënt tydens 'n perm. Wend 'n beskermende room om die haarlyn aan. Kies die korrekte grootte perm stafie en gebruik 'n skoon toediener botteltjie. Dan die moenies. Moenie die hare rof shampoo nie. Moenie die hare te veel borsel voor 'n perm nie. Moenie toelaat dat middel in die neutraliserende band om die haarlyn trek nie. Moenie toelaat dat die middel in die handdoek intrek om die neklyn nie. Moenie 'n kragtige watersproei gebruik wanneer jy spoel nie. Hy moenie 'n stroom water maak nie. Moenie gebruikte eindpapiertjies gebruik nie. Moenie toelaat dat die middel op die kopvel lê nie. Moenie die hare trek wanneer die stawe verwyder word nie. Moenie middel op die kopvel smeer wanneer dit op elke staaf toegedien word nie. Baie sterkte vir julle eksamen en julle moet lekker leer. As jy vashak ergens, onthou net wat jy mooi in die klas gedoen het, hoe jy dit ingedraai het, hoe die perm lotion, onthou net daai vrotreuk heeltyd. Ons moet spoel om die vrotreuk weg te kry. Onthou regtig net wat jy in die klas gedoen het. Nou moet jy dit net vir my in woorde kan skryf.